Ons is besig met Johannes Evangelie, as jy miskien die eerste keer hier is. Ons doen Johannes 4 en eintlik, ons het al baie keer gesê, interessant, Johannes is soos, jy weet, is soos ogres, they like onions, they've got layers, en hierdie Johannes Evangelie het 'n klomp laag. En as ek hierdie gedeelte lees, Johannes 4, oor die Samaritaanse vrou, dan besef ek, dat ons nie eintlik reg doen aan hierdie teksgedeelte net vir een preek nie. So ons het hom opgedeel in 2, maar eintlik is dit 'n reeks op sy eie. Dit is letterlik 'n reeks op sy eie. Maar ek gaan my bes probeer vandag om vir julle bietjie iets van wat Johannes doen wanneer hy hierdie evangelie wanneer hy hierdie gedeelte kies om te skryf. Interessant genoeg, as ek ons het dit al gesê, maar baie keer Andrei moet ek dit weer sê sodat julle herinner kan word aan Johannes die evangelie is nie besig met 'n biografie nie. Hy probeer nie alles neerskryf wat Jesus gedoen het nie. Hy het 'n baie bepaalde uitkoms in sy gedagte wanneer hy die evangelie skryf. In feite aan die einde van die evangelie sê hy, as ons al die boeke, jy weet, as ons alles moet skryf wat Jesus gedoen het, sal al die boeke van die wêreld, al die perkamente van die wêreld nie kan genoeg wees om alles neer te skryf wat Jesus gedoen en gesê het nie. En daarom kies Johannes sekere verhale. En hy het 'n baie bepaalde rede hoekom hy dit kies. En ons het gelees in Johannes 20, hoekom dit is. Hy wil hê dat julle moet verstaan dat Jesus die Messias is, die Seun van God is, dat julle sal glo in hom, en dat om te glo in hom, julle sal lewe hê, en dat hierdie lewe die ewige lewe is. En dis sy bedoeling. En dan is daar nog 'n paar ander lae ook rondom hierdie, maar hierdie gedeelte spesifiek by die Samaritaanse vrou, almal het al hierdie gedeelte gelees, nê, oor die Samaritaanse vrou. Hoekom kies Johannes hierdie? En die eerste ding wat ek wil sê, voor ons hierdie teksgedeelte gaan lees, dis 'n redelike teksgedeelte, en ons gaan hom deurlees, maar hierdie teksgedeelte reflekteer op Johannes 3 vers 16. Enigiemand Johannes 3 vers 16? Sê gou vir my, Johannes 3 vers 16? Want so lief het God die wêreld gehad. En eintlik wat Johannes hier probeer vir sy lesers sê is, wie is hierdie wêreld? Dis interessant, ons almal hou van daai gedeelte, nê? Want so lief het God die wêreld gehad. Nou wie is die wêreld? Tot jy begin dink aan wie die wêreld is, en dink jy, dit is nie 'n great idee dat God hulle almal lief het nie. Dis nie. Wie het al gedink, dis great dat God die wêreld lief het, solank ek net nie die wêreld hoef lief te hê nie. Al 'n paar mense in hierdie wêreld wat ek liewerste net wil vermy. Enigiemand saam met my? En wat hierdie gedeelte eintlik doen is, dit reflekteer op hierdie gedeelte, want so lief het God die wêreld gehad, en dan doen Jesus iets vreemds. Hy wys vir sy disippels wie die wêreld is. En dis vreemd. En dan kom hulle agter eintlik wat hierdie teksgedeelte probeer, wat Jesus probeer sê toe hy sê. So kom ons lees hierdie gedeelte. Vers 1 van hoofstuk 4. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Al hierdie goeders klink so coincidental, is dit nie so nie? So toevallig. Hier is niks toevallig in hierdie hele verhaal nie. Die Here het 'n afspraak hierso. Jesus het 'n afspraak hierso. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water. Hy was moeg, dit was omtrent 12:00 die middag. Dis elke keer as jy iets hoor, 'n getal of 'n ding wat geskryf is, dan moet jy besef, dis nie per toeval nie, daar is sekere goeders wat gesê word in hierdie deel, dat sy 12:00 die middag kom water haal. Niemand gaan 12:00 water haal in ou nabye ooste nie. Dis die warmste tyd van die middag, so dit sê al klaar vir jou hier's iets besig om te gebeur, en daar's iemand wat hier is, wat op 'n manier sekere goeders wegsteek. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe, om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy, wat 'n Jood is, van my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Hierdie vrou is nie op haar bek geval nie, hoor.
She knows life. Jesus het al geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sal vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê te vir hom, meneer, jy het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep, waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Hoor julle die humor hierso? Dit is eintlik so mooi. Partykeer lees ons hierdie goeters eendimensioneel, die Bybel eendimensioneel, maar hier is soveel humor in hierdie gedeelte. Jy is tog nie meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nie die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, geef my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry nie, en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê te vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê, Vader, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien jy het 'n profeet is. Dis nou die kuns om change the subject. Sy leer eintlik hier, how to change the subject in 'n baie ongemaklike situasie. Jy's 'n profeet! Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien jy 'n profeet. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Sy soek 'n argument. Iewers moet ons nou hierdie ongemaklike situasie oplos. Wat doen jy? Jy begin 'n godsdienstige argument. Jesus sê te vir haar, glo my mevrou. Daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in die waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek. Ek wat met jou praat. En ek wil hierdie gedeelte bylees, want hierdie is die toppunt. Net toe sy disippels teruggekom het, en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat, tog het niemand vir hom gevra, wat wil jy hê, of vir hom, waarom praat u met haar nie. Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan, en na die dorp toe gegaan, en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat alles vir my vertel het, wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Amen. Kan ons maar huis toe gaan. Wat 'n unbelievable, ongelooflike verhaal, wat Johannes besluit het om te trou. Hier's 2 lae hierso. Die een laag wat ek wil sê, en ek gaan nie by alles uitkom nie, so vergewe my as jy uitstap en jy dink by jouself, jene, ek wonder nie, hoekom het Fred nie daaroor ook gepraat nie, of hoekom het hy nie daaroor iets gesê nie. Ons kan oor hierdie ding 'n klomp praat, en miskien in julle groepe hierdie week kan julle oor 'n paar ander goedjies ook praat wat daar aankom. Maar wat ek wil doen is, ek wil met julle 2 laai van hierdie verhaal vertel. En die eerste een is, Jesus wys vir sy kerk wat hulle moet doen. Hy's besig om vir sy kerk te wys vir wie hy hulle geroep het. Hy het hulle vir die wêreld geroep, en daarom beskryf hy eintlik in hierdie gedeelte wie is die wêreld en na wie toe moet hulle gaan. Onthou julle Matteus 28 vers 19. Toe Jesus aan die einde sê, toe sê hy, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Gaan na Jerusalem, Judea, Samaria. Die meeste van die Jode, toe hy, die disciples, dink ek, toe hy sê Samaria, toe dink hulle terug aan hierdie verhaal, en dink mense, man, ons wil graag daai nasie wil uitsny. Want hier is die ding, Jesus steek die grense oor wat hulle nie bereid was om oor te steek nie. Hy steek in die eerste plek hierdie etiese groepe boundaries oor, en hy wys vir sy kerk eintlik, dat die kerk nie uit die Jode gaan bestaan nie. Die kerk gaan bestaan uit elke volk, stam, taal en nasie. Kan ons amen sê op dit, want dit is verskriklik belangrik. Die Here se volk bestaan nie uit die Afrikaner nie. Ook.
Kan ons dit vir mekaar sê? Wat 'n absolute sonde om te dink dat God homself isoleer aan 'n sekere volk en homself daaraan vasmaak, asof ons die volk is wat God uitverkies het. So kom ons gaan nou nie daarin vandag nie. Hy steek hierdie grens oor. Hy sê die etisiteit is nie vir my belangrik nie. Julle gaan oor hierdie grense gaan. Julle gaan oor geloofsgrense gaan. Dit wil sê, daar's niks waartoe julle nie sal gaan nie. As dit is etiese grense, dan beteken dit ook geloofsgrense, en julle gaan my disippels wees, julle gaan vertel van wie ek is, en dit gaan baie keer vir julle ongemaklik wees, want ek gaan julle stuur na plekke toe waar julle nie graag wil wees nie, maar ek wil hê julle moet hierdie grens oorsteek, want ek is reeds daar. En ek wil hê julle moet my getuies wees. En dan sê hy, julle gaan ook sekere morele grense oorsteek, want hier sit 'n vrou, sy het 5 mans gehad. Ek meen, as die laaste vrou wat jy alleen by gesien wil word. Nou, hoor my nou mooi gou. Net 'n onder T's en C's asseblief. Hierdie is nie 'n verskoning om met 'n vrou te gaan koffie drink nie. Alright. Kan ons dit vir mekaar sê? Net as jy dalk gewonder het daaroor, en jy dink by jouself, maar die Here roep my vir haar. Alright. Kan ons dit vir mekaar sê, Tinus? Die Here roep jou nie vir haar nie. Die Here sal 'n ander vrou roep vir haar. So dit, wat ek sê, daar's net 'n sekere, interessant genoeg, as ek dink in my eie lewe, dan baie keer as kinders van die Here, dink ons by onsself, ons is so heilig, daar's iets heilig in ons, en daarom kan ons nie eintlik beweeg na hierdie persoon toe nie, want jy weet, daar's net 'n, verstaan jy, hulle is net nie waar ons is nie. Jy was ook daar. Op 'n stadium was jy ook daar. En op 'n stadium in jou lewe, as dit gewys word op hierdie bord, sou Fred Lou nie eers hier gewees het nie. Verstaan jy, want hy maak dit ook nie. So ons moet as kerk van die Here Jesus, as ons dink aan na wie toe ons gaan, moet ons altyd onthou, dat wat ons ontvang het was genade, dat die Here na ons toe gekom het was genade, en hy het deur oor hierdie grens gestap, en hy het na Fred Lou toe gekom, wat dit nie verdien het nie. Kan ons dit vir mekaar sê? Ok, nie. Kan ons dit vir mekaar sê? Wie het verdien vandag dat jy gered is? Enig iemand? Alright, niemand nie. Wonderlik. So dis waartoe hy ons stuur. Hy stuur ons oor hierdie grense. Interessant genoeg, hy stuur hulle na Samaria toe. In Jesus se tyd skryf Josefus, die geskiedskrywer, baie van die goeders wat ons weet van die ou nabye Ooste kom uit die woord uit in Jesus se tyd, maar baie van dit kom uit die Josefus, die geskiedskrywer van daai tyd. 'n Jood wat in die Romeinse toe met die 70 na Christus met die grootste oorlog en die tempel wat afgebreek is, skryf hy hierdie geskiedenis. En interessant, in Jesus se tyd was daar 'n paar Jode wat deur Samaria getrek het, en toe word die Samaritane kwaad vir hulle en maak 'n paar van hulle dood op pad na Galilea toe. En so, meeste Jode het hierdie pad vermy. Meeste Jode het gesê, jy stap nie deur Samaria nie, want jy kan in elk geval onrein word, soos dat jy daar deur stap. So hulle het altyd die lang pad omgevat. Hulle het dit vermy. In Jesus se tyd was dit al hoe meer so na hierdie ding wat gebeur het met die Jode, waar hulle doodgemaak is deur Samaria, die Samaritane, het hulle hierdie plek vermy, soos pes. Maar Jesus sê, nee, ek stuur julle na 'n nasie toe. Ek stuur julle na die Samaritane toe. Ek wil hê julle moet daar by hulle wees, want ek is daar. En hy gee vir hulle hierdie voorbeeld. Interessant genoeg, ons wil sekere mense net vermy in ons lewens, want hulle het ons seer gemaak, ons is onregverdig behandel. Die Samaritane was niks anders vir die Jode as basters nie. Jammer vir die woord, maar dis hoe wat hulle genoem het nie. Omdat die Samaritane die 10 verlore stamme was, wat uitgestuur het. Onthou jy, Samaria is die hoofstad van Israel gewees in die Ou Testament, net vinnige geskiedenisles weer. Hulle is deur die Assiriërs in 722 voor Christus is hulle verstrooi uit Samaria uitgejaag, en 'n klomp peasants het oorgebly, want dis wat die ouens gewoonlik gedoen het. Hulle het al die haipolaai uitgejaag, weggevoer na Assirië toe, uitgeroei, en dan het hulle 'n paar mense, gewoonlik jou peasants, agtergelaat. En toe wat die koning van Assirië doen, hy vat 5 lande se vol mense, en hy plaas hulle in Samaria, om te ondertrou met hierdie mense, sodat hulle nie meer Jode kan wees nie.
So wat ons hier het vandag, as hulle hier kom, is 'n klomp mense wat gebaster is, en dis die laaste mense wat die Jode mee wil te doen hê, want hulle het hulle gesien, hulle het hulle self verhewe gesien van hierdie mense. En moenie vir my sê, ons is nie so vandag nie, want ons dink by onsself, daar's iets verhewe aan ons, oor waar ons bly, wie ons is. Het jy enigsins bepaal wat jy is vandag? En so hy sê vir hulle, ek roep julle, hierdie mense is dors, steek die straat oor. Dit is 'n interessante ding. En Christian gaan hierdie evangelisasie kursus doen nou oor 'n paar weke. Ons is almal benoud om evangelisasie te doen, is dit nie so nie? Chris, dit is 'n bietjie ongemaklik. Verstaan jy, as iemand vir my sê, jy weet ek onthou EE3, jy klop aan die ou se deur en sê jy vir hom, gaan jy as jy nou doodgaan vanaand, waartoe gaan jy? Verstaan jy, nou voel almal ongemaklik, verstaan jy, nou, jy weet, ek het nog nie 'n bekeerling so gehad nie, maar daar is mense wat tot bekering al gekom het, so jy enige iets kan werk, maar hier is die ding, wat die Jesus hier vir hulle wys is, al wat jy moet doen is, jy moet opdaag en begin gesels. Hoe moeilik is dit, wie hou van gesels? Ag kom vrouens, nie ek, mans, wie hou van chat? Elizabeth? Ja, van chat, verstaan jy, loop net iemand raak, sê, hallo, my naam is Willie, verstaan jy, hoe gaan het met jou? En dan begin jy praat, dis wat Jesus doen, hy stel belang, hy sê, geef my 'n bietjie water, asseblief ek is dors. En soos as die gesprek aangaan, is hierdie opening na opening na opening na opening, en hy gebruik elke ene van hulle. Wie het hierdie week 'n opening gehad om oor Jesus te praat? Okay, niemand, alright, dis hartseer. Stel, jy het altyd openinge. Ek meen, dit is net, ek weet nie, miskien moet mense net jou agtervolg. No, daar is altyd 'n opening, Renée, om oor die Here Jesus te praat. Hy gee dit vir jou. Jy hoef dit nie te create nie. Jy hoef nie magic words te sê nie. Terwyl jy praat met iemand, gaan die Here vir jou oopbreek, waar is hy besig met hierdie persoon? En dis presies waar jy net met jou mondjie oopmaak. En hy gaan werk. Steek net die straat oor. Steek net die straat oor. Maar hier is 'n tweede laag in hierdie gedeelte. Die een laag is wat hy vir sy kerk wil leer. Johannes 3 vers 16. Wie is die wêreld? Die wêreld is om julle. Die wêreld is baie keer mense wat jy nie wil mee gesels nie, wat jy moet mee gesels. Verstaan jy? Steek net die straat oor. So dis die wêreld, want so lief het God die wêreld gehad. Die tweede gedeelte van hierdie storie gaan oor 'n gebroke bruid. En dis hoekom my tema vandag eintlik is, die bruidegom met 'n gebroke bruid. Ek was gister weer by 'n bruilofsfees, en dit is so amazing, jy weet, almal huil as die bruid instap. Jy weet, almal huil, en jy sê, jy is die mooiste wat ek ooit gesien het, verstaan jy, jy mooi, en wit, en hier stap sy af, verstaan jy, wie hou nie van 'n bruid? Nee, okay, nee, dit is verkeerd gestel. Wie dink nie 'n bruid is mooi nie? Verstaan jy, onthou jy daai dag toe jy voorgestaan het, Tian, en Marlies stap af in die al. Kan jy dit onthou? Jy's 'n bietjie ouer, verstaan jy? Mense sê ek dink ek is die luckiest ou in die hele wêreld. Die ongeluk met hierdie vrou was, toe sy afstap, toe sê hulle, hier kom sy weer. Hier kom sy weer. Na. Verstaan jy? Almal het hierdie vrou geken. Sy sê die absolute gebroke bruid. Sy het nie op haar mond geval nie. Sy het 'n manier om sekere goeders te sien. Maar wat jy moet raak sien hier in hierdie storie, is dat die bruidegom, wat voorgestel word in Johannes, is die bruidegom. Johannes die Doper sê, daar is die bruidegom. En die strooijonker is bly dat hy sy naam kan noem. Daag op by 'n gebroke bruid. Dis waaroor hierdie storie gaan. Die volmaakte bruidegom daag op by 'n gebroke bruid. En hier is die amazing story, wat onder die liggend is aan hierdie hele storie, is die put. Julle opgetel, wie se put is dit? Is Jakob se put. Die eerste, die twee aardvaders, waar ontmoet hulle vrouens? Waar ontmoet Isak, die slaaf, Isak se vrou? Okay, nou moet julle bybly. By die put. Nee, by die put. Waar ontmoet Jakob sy vrou? By die put. Waar ontmoet Moses sy vrou? Okay, dis maklik nou, dit volg op mekaar.
Verstaan jy, Kobus? Waar ontmoet Moses sy vrou? By die put. Hier is die amazing ding van hierdie storie. Hierdie storie het soveel lae, jy weet eers dit nie. Want Jesus is besig, wat is die vraag wat die vrou vir hom sê? Is jy beter as Jakob? Ons voorouer. Wat sê Jesus vir haar? Ek is die bruidegom wat opdaag en jou kom haal. Want hier is die amazing ding. In al hierdie verhale is die slaaf vra vir, as hy vir Rebekka kon kry by die put, wat vra die slaaf vir Rebekka? Sal jy vir my water gee? Want dis sy teken, dat dit die vrou is wat die Here vir hom gee. Vir Isak gaan gee. Geef my water. Jakob en Moses sê vir die vrou, ek sal vir jou water gee. Is nie mooi nie. So as Jesus hier besig is met die vrou, is dit die oopbreek van die hele Ou Testamentiese verstaan van Jakob, Isak en Moses, wat God sy vrou voorgee het by die put, en Jesus, die volmaakte bruidegom, wat hierdie vrou ontmoet, wat 'n gebroke vrou is, 'n gebroke bruid is, en hy kom ontmoet haar by die put. Jy moet dit sien. En interessant genoeg, as jy hierdie gedeelte lees, dan kan jy nie anders as jy om Hosea ook te lees nie. Hosea is die gedeelte van die profeet wat in die noordelike ryke is, in Samaria is, en die Here vra vir hom om wat te doen. Wat vra die Here vir Hosea? Met wie moet hy trou? Met die oorspelige vrou. It's amazing. Hy sê vir Hosea, weet jy wat jy gaan doen? Jy gaan trou met die oorspelige vrou, want dis wat Israel gedoen het. Israel was oorspeelig geweest. En interessant genoeg, en ek weet, ou moet versigtig wees met jou analogieë, so my proffie sal my nou, kantoor toe gevat en sê, Fred, ek dink jy stretch het 'n bietjie, maar hier is die ongelooflike deel. 2 Konings 17 vers 24, as Assirië vir Samaria inneem en Israel inneem, dan is die volgende wat gebeur. Die koning van Assirië het inwoners van Babel, Kita, Ava, Hamat, Sarvayamim afgebring. Hoeveel lande? 5. Hoeveel mans het hierdie vrou gehad? 5. En die 16 waarby sy bly, weet sy nie eers wie dit het haar man, dis nie eers haar man nie. En Jesus sê vir haar, julle weet nie eers wie julle aanbid nie. Julle dink, dis ek, maar julle weet nie wie julle aanbid nie. So die een wat jy by is nie eers jou man nie. It's an amazing verhaal. It's an amazing verhaal hierdie, van God, wat deur hierdie vrou weer herstel, as vir Samaria weer herstel, hierdie 10 stamme weer herstel, as die bruid, as deel van sy bruid. Dit is 'n amazing verhaal, hierdie gebrokenheid van hierdie hele land, die 10 stamme, wat oorspeelig was, wat Hosea gevra is, om voor te trou weer, en dan weer eens is hy besig met afgode, is God weer besig om haar te herstel, want hy stap in Samaria, hy vind die vrou wat met 5 mans getroud was. Interessantheid genoeg, weer eens, net 'n bietjie geskiedenis agtergrond, 'n vrou van daai status, het nie geskei met haar man nie, die man het gewoonlik geskei van haar. Haar mans het haar gelos. Hulle het haar gebruik en toe gelos. En tussen die lyne hoor jy amper hierdie vrou, wat baie spesieus is oor hierdie man, wat besig is om vir haar hierdie klomp vrae te vra oor die put. Wat dink jy, het sy gedink, wil hierdie man hê? Want hier is die ding, elke man wat nog ooit by haar was, het gedink, sy moet iets gee vir hom. En Jesus sê, nee, ek sal vir jou iets gee. Hoe amazing is dit nie? Hierdie vrou wat elke keer gedink het, alright, is dieselfde ou storie, verstaan jy? Mense dink, hierdie mans dink, hulle kan my gebruik, verstaan jy? Ek het al 5 mans gehad, die 16 wat ek by bly is nie eers my man nie, verstaan jy? So wat soek jy nou eintlik van my? Dis eintlik 'n vraag. Wat soek jy by my? Sê gou vir my vanoggend. Waarvoor dors 'n vrou soos daai? Wat dink jy? Hoekom vra Jesus, as jy van my drink, sal jy nooit weer dors het nie? Wat is haar grootste dors? Karel? Liefde. Wat dink jy nog?
sekuriteit. As jy nie getroud is nie, het jy geen sekuriteit in daai tyd nie. Jy soek die liefde van 'n man en die sekuriteit wat iemand wat haar nie sal los nie. En sy het al soveel keer is sy teleurgesteld. En sy drink sout water elke liewe keer. En dit maak haar net dorser. Hier is die amazing ding. Hierdie vrou moet ou versigtig wees. Sy's nie die victim nie. Sy's nie 'n victim nie. Hierdie vrou weet wat sy doen. Sy soek haar goedjies op 'n verkeerde plek. Onthou net, as jy hierdie vrou sien as 'n victim, verloor jy hierdie storie. Sy is nie die slagoffer nie. Sy dors na iets wat sy nie kan kry by wie sy dit voorsoek nie. En dis die punt daarvan. Jy soek iets en jy dors vir iets en jy soek dit op die verkeerde plek. En hoe meer jy dit soek by die verkeerde plek, hoe meer is dit soos 'n mens wat sout water drink en het meer en meer en meer dors kry. En elke keer doen sy die verkeerde ding. En jy ken daai persoon in jou lewe. Verstaan, jy dink by jouself, as hulle net leer uit die eerste fout. Wie ken so iemand? Moenie jou hand opsteek asseblief. Verstaan jy, miskien sit hulle hier vanoggend. Jy dink by jouself, as hulle net wil leer. Dis nou al 5 keer, Emma. Nee, sorry, waar daai naam vandaan? Susan, Katarina, wat ook al, as jy net wil leer. Ons het mos so 'n ding in ons mense sê, jy weet, ek is nou klaar met hulle. Jy weet, hoeveel keer met hulle nou hulle koppe stamp? Nou moet jy maar jou kop stamp. En Jesus kom na die vrou toe en dan dink ek altyd aan hierdie fliek. En dis nie Grace flieks nie, maar as ons die epic line in een van die flieks wat sê, I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Hoekom vra Jesus sy moet haar man gaan haal? Dit moet een, op daai oomblik, moes daai vrou totaal al, ek baie keer, ek dink 'n bietjie aan prentjies, verstaan jy, so as ek dink aan 'n Samaritaanse vrou, 5 mans, 16 waar sy bly, sê ja man, sy kom 12 uur die middag, kom water haal, want sy kan nie eers die ander vrouens in die oë kyk nie, want hulle weet wie sy is. En daar's altyd stories, daar word altyd geskinder. Sy word altyd aan, so sy kom 12 uur die middag, want dis wanneer niemand by 'n put is nie. En hier staan hierdie man daar oor en hy vra vir water en sy begin dink, alright, hy wil iets weer van my hê. Kom hy het vra en dan sê Jesus vir haar, haal jou man. En daai een oomblik wat gebeur met daai vrou is ewe skielik besef sy hierdie man wil niks van haar hê nie. Hy wil vir haar iets gee, want jy vra nie dat jy jou man moet gaan haal nie. Want wat sê jy dan? Jy kan my niks gee nie. Ek gaan vir jou iets gee. Nou baie oomblik dink ek 'n vrou wat so verneder is al oë val na die grond en sy dink by haarself, hier is net nog 'n vernedering. Is net nog 'n vernedering. Jy het die waarheid gepraat. En dis 'n amazing ding. Ek is 28 jaar in die bediening. Partykeer dink ek, as ek kyk na die kerk van die Here Jesus, Mariana, wonder ek of ons nie ook 'n gebroke bruid is partykeer. Efesiërs sê hy wil sy bruid voor die Vader laat kom, volmaak, rein, skoon gewas. Dan dink ek, Here, is dit u bruid? Want ons gaan skep nou nog water by putte, wat geen dors kan les nie. Ons gaan skep nog steeds by die put. Ons dink hierdie ding gaan my dors les. En miskien sit jy hier vandag en jy dink by jouself, jy weet ek het ook 'n dors, verstaan jy, daar's 'n dors in my. Waar gaan skep jy water? Waar is dit wat jy water soek? Jy soek water, jy soek om nie meer dors te kry en elke keer hardloop jy na die volgende ding toe en die volgende ding en jy dink dit gaan dit wees, hy gaan dit wees, sy gaan dit wees, dit gaan dit wees, geld gaan dit wees, besittings gaan dit wees en jy hardloop en jy drink en elke keer as jy drink, dan kom jy agter dit val nie, jy word net dorser.
En soos elke keer dink ek by myself, as ek dink aan huwelike wat gebroken is, dan dink ek, elke keer dink mense, dit gaan nou anders te wees. Nou gaan dit anders te wees. Ek het nou die regte bruidegom gekry. Nou het ek die man gekry wat eintlik is. Nou het ek die vrou gekry. Net om agter te kom na 'n paar jaar, dis maar net dieselfde. En Jesus wat sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en almal wat dors is, kom na my toe, kom na my toe, kom na my toe, en ek sal jou dors les. Dis ek wat jy soek. As jy my aanbid, en vir my lewe, het jy lewe en jy dit in oorvloed. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom sal hy alles aan ons bekend maak. Wie wat het hy bekend gemaak? Hy het die hart van 'n vrou bekend gemaak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. En hierdie mooiste deel van die hele storie is die volgende. Die vrou het haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan. Wie wat, as jy die lewende water geproe het en jy dit gedrink, wat los jy agter? Die ding wat jy gedink het vir jou water gaan skep. En wat vir jou oorvloed gaan gee. Want jy het hom ontmoet. Jy het die bruidegom ontmoet. En die mooiste deel van alles hierdie hele ding, as jy die lewende water geproe het, dan breek daar 'n bruilofsfees uit, soos van nog nooit van tevore nie. En hierdie vrou gaan in die dorp, en die skaamvrou wat 12 uur die middag gaan water skep, gaan staan in die dorp en sê, hey! Jene, sy weer. Kom! Ek het hom gekry! En sy vat hulle uit na die bruidegom toe, want dit is wat jy doen met 'n bruilofsfees. Jy gaan ontmoet die bruidegom. Kom ontmoet my nuwe bruidegom. Die een wat weet wie ek is, en my nog steeds lief het. Die een wat weet wie ek is, en my nog steeds lief het. My broer en my suster, is ek en jy. Die Here wat weet wie ons is. En sê, ek het by 'n put kom sit in Sigar, want ek het geweet, ek gaan jou ontmoet daar. Amen. Vader, wat 'n wonderlike bruidegom. Ag Here, mag ons grense oorsteek. Here, U ken mense in ons harte wat ons wil liewerste vermy, ons wil hulle nie meer sien nie, ons wil niks met hulle te doen hê nie. Here, help ons om grense oor te steek. U wys die kerk van elke stam, volk, taal en nasie. U gaan deur Sigar, U gaan deur Samaria, U gaan ontmoet 'n gebroke volk. En U bring hulle 'n bruidegom. Here Jesus, dankie dat U ons kom ontmoet het in ons gebrokenheid. En vir ons gewys het dat U liefde geen perke het nie. O Here, daar moet iets fout wees met ons as ons nie mense wil uitbring uit 'n dorp uit na U toe nie. Dankie dat ons onsself nie verkondig nie, onsself nie proclaim nie, maar dat ons vir U wil groot maak. Here, mag hierdie dorp weet, ons het iemand ontmoet wat alles van ons weet en ons lief gehad het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, niks van ons gevra het nie, sy seun gegee het. Vader, wat 'n wonderlike evangelie, mag ons nooit stil bly nie. Amen.